Het jy al opgelet hoe baie dinge vir ons vrede beloof? Ons dink, as ek net genoeg geld het, dan sal ek vrede hê. As hierdie probleem net wil weggaan, dan gaan ek vrede hê. Of, as ek net die regte werk, die regte verhouding of die regte omstandighede kan kry, dan sal ek uiteindelik rustig wees. Maar dit werk nooit heeltemal nie, né? Want sodra die een probleem opgelos is, verskyn daar gewoonlik nog een. En dis hoekom Jesus hierdie ongelooflike woorde in Johannes 14 vers 27 sê: Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moenie ontsteld wees nie en julle moenie bang wees nie. Dis baie belangrik om te onthou wanneer Jesus hierdie woorde gesê het. Hy sê dit net voordat hy gekruisig gaan word. Die disippels se wêreld gaan binnekort in mekaar tuimel. Daar gaan verwarring wees, vrees, hartseer, en tog praat Jesus oor vrede. Nie omdat alles perfek gaan wees nie, maar omdat ware vrede nie afhang van perfekte omstandighede nie. Hoor dit vandag, ware vrede hang nie af van jou omstandighede nie. En dis presies wat Jesus bedoel wanneer hy sê, die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Want die wêreld se vrede werk gewoonlik so. Geen probleme is gelyk aan vrede, maar sodra die probleme terugkom, verdwyn die vrede. Maar Jesus bied iets anders. Hy bied vrede midde in 'n storm. Nie omdat die storm weg is nie, maar omdat hy saam met jou in die storm is. Onthou jy vir Sadrag, Mesach en Abednego in die vuuroond in die boek Daniël? Die vuur brand, die vlamme is werklik, maar God is saam met hulle. Hy beskerm hulle en hy beskerm ons ook. En dit maak 'n reuse verskil, want jy kan alles hê wat die wêreld beloof. Geld, sukses, gewildheid, besittings, en jy kan nog steeds angstig wees. Mense kan uiterlik suksesvol lyk, maar innerlik uitgeput wees. Want die wêreld kan vir 'n mens afleiding gee. Die wêreld kan vermaak gee, die wêreld kan tydelike geluk gee, maar dit kan nie diep vrede gee, waarna die menslike hart smag nie. Net Jesus kan. En dalk is dit hoekom hy sê, julle moenie ontsteld wees nie, en julle moenie bang wees nie. Let op, hy sê nie daar gaan niks wees om oor bekommerd te wees nie, hy sê nie daar gaan geen rede wees om bang te voel nie, maar hy sê, moenie deur die vrees verteer word nie. Want wanneer ons vergeet wie Jesus is, dan begin vrees die stuurwiel van ons lewe vat. Dan worry ons oor môre, dan worry ons oor geld, ons worry oor ons gesondheid, ons worry oor dinge wat dalk nooit eers regtig gaan gebeur nie. Maar Jesus herinner ons dat ons nie alleen is nie. Al is ons in 'n storm, ons is nie alleen nie. Want die een wat die wêreld oorwin het, is by ons. Die een wat die dood oorwin het, hou steeds die toekoms in sy hande. Vrede is nie die afwesigheid van probleme nie. Vrede is die teenwoordigheid van Jesus. Dis die sekerheid dat God steeds in beheer is, wanneer jy nie alles lekker verstaan nie. Dat hy steeds goed is, selfs al is die lewe swaar en moeilik. Dat hy steeds naby is, selfs as jy alleen voel. So moenie vra, hoe kry ek 'n probleemvrye lewe nie? Dit bestaan nie. Vra eerder, vertrou ek die een wat saam met my deur hierdie lewe stap? Want Jesus se vrede is anders. Die wêreld kan dit nie gee nie. En, baie belangrik, die wêreld kan ook nie dit wegvat nie. Die wêreld kan nie Jesus se vrede van jou wegvat nie. As hierdie video jou gehelp het, deel dit met iemand wat vandag vrede nodig het. En onthou, die vrede van Jesus kom nie omdat alles reg is nie, maar omdat hy daar is. Here, baie dankie vir die mooi belofte dat U vir my sê, U vrede is met my. Help my om vandag met daardie vrede in my hart te leef, ten spyte van my omstandighede, ten spyte dat die wêreld rondom my dalk deur mekaar raak, weet ek, U is by my, en daarom het ek vrede. Aan U kom toe die lof, die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.